Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So verbeel jou gou, ek sê vir jou, jy het varicella zoster virus. Jy het varicella zoster virus. Okay, nou behalwe as jy 'n mediese agtergrond het, gaan jy nie regtig weet waarvan ek praat, behalwe dat dit 'n virus is nie, okay? Wat die hel is dit? Hoe lank het ek om te lewe? Okay. Die kort maar belangrike punt is tot jy nie meer uitvind oor hierdie virus nie, gaan jy geen idee hoe om dit te hanteer nie en jy gaan nie eens weet hoe ernstig jy dit moet opvat nie. Moet ek in die bed bly vir 'n week of moet ek begin briewe skryf aan my familie? So vanaand se Psalm is soos dit. Dis soos 'n virus wat ons nie heeltemal verstaan nie. As ek vir jou sê jy het chickenpox, dis wat varicella zoster virus is. Dis chickenpox. As ek vir jou sê jy het chickenpox, dan weet jy presies hoe aansteeklik jy is en presies wat jy moet doen. Jy weet alles. En weer eens, dis die tipe effek wat vanaand se Psalm op ons behoort te hê. Sonde is vir ons baie keer soos varicella zoster virus. Ons weet is daar. Ons weet verseker ons iets fout met die wêreld en as ons eerlik is, ons weet ons iets fout met ons. Maar ons weet nie regtig hoe ernstig dit is nie en ons weet nie mooi om dit te hanteer nie. Hierdie is belangrik want soveel van die goeders waarmee ons worstel, die moeiliker goed, die depressie, die angs, die vrees, die woede, die inner turmoil van ons harte, daai dieper goed. Soveel van daai goed kom want ons het 'n conscience wat aan die brand is met skuld. A conscience on fire with guilt. Ons weet nie hoe om skuld of sonde te hanteer nie. Ons weet nie mooi hoe om failure te hanteer nie. Ons is binne onsself altyd besig om onsself af te breek. Ons het varicella zoster virus in so te sê. So net soos varicella zoster virus, chickenpox, daar is behandeling. Daar's verligting. Psalm 51 is daai behandeling, nie vir jou chickenpox nie. Vir sonde, vir failure. Psalm 51 is daai behandeling. Dit help ons om te bid deur ons self-condemnation. Dit help ons om te bid deur ons sonde, deur ons failure. Dit gaan ons help om te verstaan wat regtig in ons harte aangaan. En so hoor mooi asseblief vanaand. As jy besig is om weg te hardloop vir die Here op 'n mate. Jy kan hier so sit en alles lyk mooi van die buitekant. As jy besig is om in jou hart weg te hardloop vir die Here. As jy moeg is vir daai stem wat jou heeltyd afbreek, want jy is nooit goed genoeg nie. As jy vuil voel, klein voel, altyd minderwaardig voel, skaam voel vir wie jy is. En jou grootste vrees is dat iemand gaan uitvind wie jy regtig is. Dan is Psalm 51 vir jou. So kom, ons praat vinnig oor Psalm 51. Hoekom is dit dat Dawid in Psalm 51 mag praat met jou in hierdie dieper plek in? Okay? Want Dawid skryf vanuit sy diepste skande uit. So dit staan in die heel eerste lyntjie van die Psalm staan daar, a psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba. Okay? Hektiek. Iets wat julle moet weet van Dawid is hy soos die Ou Testament se hoofseun. Dawid was Israel se eerste spankaptein. Okay, hy was daai ou wat 10 onderskeidings het en hy was vrek lief vir die Here. Hy was just the full package. Hy was alles. Okay. Hy was die goue kind van goue kinders en die storie van Psalm 51 gaan so. Hy besluit hy gaan sy manne oorlog toe stuur, hy gaan agterbly.
Hy ontduik sy verantwoordelikheid as koning. Okay, hy's bietjie besig om lui te wees. En net daar, terwyl sy manne fight vir hom, staan hy op die dak van sy paleis en daar in die verte check hy vir Batseba, hierdie mooi vrou. En hy sê, ek soek haar, ek gaan haar vat. En hy doen dit, hy vat haar. Ek het gedink, instant gratification is soos 'n moderne ding, maar ek dink dit is net 'n mens ding. Batseba se man was ook nie net enige man nie, hy was 'n opregte man. Jy kan dit sien in die storie, as jy bietjie die storie gaan lees in die Ou Testament, hy was hierdie opregte man, en hy's besig om 'n oorlog te veg vir Dawid. Dawid is sy koning, hy lê sy lewe neer vir Dawid, en terwyl hy beklei en sy lewe op die spel sit, vat Dawid sy vrou. En soos dit toe nou uitdraai, word Batseba swanger, en om hierdie skaamte te keer, sodat niemand moet uitvind nie, reël Dawid dat Uria, Batseba se man, dat hy moet doodgemaak word. En alles was toe okay, want niemand het regtig geweet nie, en hulle het toe 'n gelukkige lewe saamgelewe. Nee, dis nie hoe sonde werk nie. Dis regtig nie, dis nie hoe sonde werk nie. Hy het nie 'n gelukkige lewe gekry nie. Eintlik van hier af is dit net afwaarts vir Dawid. Sonde beloof altyd in die oomblik baie meer as wat jy eintlik uit dit uitkry, en jy word altyd armer gelos. En nie net dit nie, soos elke sonde, al het Dawid dit hoe goed probeer wegsteek, God het geweet. Die Here het geweet. En so op 'n dag stuur die Here vir Nathan, 'n profeet, want Dawid lewe so 'n bietjie in denial, en Dawid stuur Nathan, en Nathan kom super slinks na Dawid toe, en hy sê vir Dawid, kan ek jou gou 'n storie vertel? En die storie gaan so, in 2 Samuel 12, die storie gaan, Dawid, there were 2 men in a certain town, one was rich and one was poor. The rich man owned a great many sheep and cattle. The poor man owned nothing but one little lamb. He raised that little lamb and grew it up with his children. The little lamb ate from the man's own plate and drank from the man's own cup. He cuddled it in his arms like a baby daughter. One day, a guest arrived at the home of the rich man, but instead of killing an animal from his own flock or herd, of which he had many, the rich man took the poor man's only lamb and killed it and prepared it for his guest. Dawid, wat dink jy van hierdie storie? Vers 5, 2 Samuel 12, David was furious. In a reply, as surely as the Lord lives, he vowed, any man who would do such a thing deserves to die. Dis Dawid se eie woorde. Then Nathan the prophet said to David, you are that man. You are that man. Lees saam my, 2 Samuel 12 van vers 7 af. The Lord, the God of Israel, says to you, David, I anointed you king of Israel and saved you from the power of Saul. I gave you your master's house and his wives and the kingdoms of Israel and Judah. And if that had not been enough, I would have given you much more. Why then have you despised the word of the Lord and done this horrible deed? For you have murdered Uriah and you have stolen his wife. Die goue seun val voor almal ontbloot. Sy skande het uitgekom. En ek weet nie of jy, dis erger as jy soos hoofseun is om dan gevang te word. Dis erger, baie erger. Die skaamte. Ek weet nie of julle dit besef nie, maar Christendom en die Bybel is regtig soos geen ander geloof nie, want geen ander geloof of geloofsteks doen hierdie met hulle helde nie. So elke geloof het soos 'n geloofsheld, soos die persoon volg hom, en dan kry jy alles wat jy soek. Geen ander geloof verneerder die golden child nie. Gaan lees die ander tekste, jy kan self gaan kyk.
Die boodskap van die skrif is heeltemal anders. Want die Bybel is direk. Die Bybel is direk. Die Bybel sê vir ons direk, sonde is so 'n diep ewel. En dit is so diep in die harte van ons elkeen ingewortel, dat selfs die beste van ons, selfs die hoofseuns en die kapteine en die konings soos Dawid, is in staat om die ergste goed te doen. Dis die boodskap van die Bybel. Dawid het soos almal baie mooi voorgekom, maar aan die buitekant mooi en binnekant 'n gemors. Maar die Here het geweet. En omdat Dawid geweet het dat die Here geweet het, het hy Psalm 51 geskryf. Hy moes deel met sy failure. Hy moes deel met die diep skande van sy verlede. En daarom skryf hy vir ons Psalm 51. Nou daar's 'n regtig eenvoudige amper vloei van gedagtes in Psalm 51. So ek wil regtig vra, hou julle Bybels byderhand. Ons gaan net so deur dit werk. So julle kan regtig volg. Ek wil hê julle moet die teks sien. So dis nie my woorde nie. Dis God se woord. So volg saam met my. Vers 1 en 2 gaan ons net vinnig kyk na ons kan kom na die Here toe, want vers 1 en 2. Ons kan kom na die Here toe, want iets is waar. Ons kan kom. Tweede ding waarna ons gaan kyk is vers 3 tot 6. Ek kan na die Here toe kom met iets. Ek kan na die Here toe kom met. Ek kan na die Here toe kom want. Ek kan na die Here toe kom met, en dan gaan ons afsluit, laaste paar verse, ek kan na die Here toe kom en wees. Ek kan na die Here toe kom en wees. Ek kan kom want iets is waar, ek kan kom met iets, en ek kan kom en wees. So kom spring net in vers 1 en 2 in. Ons begin hier in die eerste 2 verse, en die vraag is, ons kan na die Here toe kom want iets is waar. So my groot vraag toe ek hierdie lees is soos, wow, okay. Gegewe alles wat Dawid gedoen het, hoe is dit dat hy na God toe kan kom? Dis my eerste vraag. Kyk, ons weet, in die dieper, donkerder, sondiger tye van ons lewens wil ons niks te doen hê met die Here nie. Nee? Ons vermy hom. Ons is selfs bietjie sensitief wanneer ander mense wil praat oor hom, en ons vermy hom, al is daar soos 1000 stemme binne ons wil nie eintlik iets weet nie. Kerk is nie 'n opsie nie, gebed is verseker nie 'n opsie nie, want gebed is verhouding, ek praat letterlik met hom, so dis glad nie 'n opsie nie, ek kan nie dit doen nie. En baie keer reageer ons harte soos Adam en Eva toe hulle die heel eerste keer gesondig het, wat doen hulle? Hulle hardloop weg, kry weg in 'n bos, asof God nie weet wat hulle gedoen het en hulle nie kan sien nie. Dis wat ons doen. Ons hardloop weg vir God. So hoe is dit dat Dawid kan kom? Hoe is dit dat hy hierdie gesprek met God kan begin wat sê, o God, have mercy on me, o God. Hoe is dit? Sien hier raak in die eerste paar verse. Dawid kan kom, want hy kom nie op die basis van wie hy moet wees nie, of op die basis van wie hy is nie. Hy kom omdat hy weet wie God is. Hy maak staat op wie die Here is. Kyk na vers 1 en 2. Dawid roep uit, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, abundant mercy, according to your abundant, blot out my transgressions. Dawid kom nie according to dit wat waar is van hom nie. Hy kom nie met 'n lysie van al die goeie goedjies wat hy gedoen het in sy lewe, alles waarop hy trots is nie. En sê, hoorie God, ja, ek het slegte goed gedoen in my lewe, maar kyk na al die goeie goed en op die basis hiervan, dalk outweigh die goed die sleg, you gotta let me go. Dis glad nie wat hier aangaan nie. Hoekom sal dit nie werk nie? Dit is redelik obvious, maar hoekom sal dit nie werk nie? Want hierdie is waar ons harte is. As ons vashou aan ons naam, as ons vashou aan iets wat ons moet wees vir God,
In ons verbeelding moet ons iets wees. Soos daar, jy het in jou kop 'n prentjie van iemand wat baie bid, baie Bybel lees, hy gaan verseker kerk toe. As jy iets moet wees vir God. As jy dink jy kan iets bring vir God. Jy moet iets wees vir God. Wanneer jy dan jou sonde sien en dit match nie op nie. Wie jy weet jy moet wees en wie jy regtig is, dit match nie op nie. Wanneer jy daai realiteit binnekant jou sien, wil jy weghardloop. Want jy weet God gaan vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy weet dis wat hy vir jou gaan sê. Jy weet die realiteit binne jou is donkerder as wat ook al goed jy het in jou lewe en so jy wil nie gaan na hom toe nie. Jy wil nie gaan na hom toe nie. Want jy weet hy gaan vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie. En dis ons grootste vrees. So wat doen Dawid? Hy kom nie omdat hy iets is nie, of nie is nie. Hy kom nie om iemand te moet wees nie. Dit is als weg. Alleenlik kom hy, omdat hy weet iets is waar van wie God is. According to your unfailing love, your abundant mercy, your compassion, daarom kan ek bid en vra. Daarom kan ek pleit. Hy kyk weg van homself af en hy kyk op na wie God is. Interessant, wanneer ons lees in die Bybel van Adam en Eva, hulle hardloop weg vir God en God vernietig hulle nie. Hulle het die hele aarde in sonde ingebring en ons lewe nou met die pyn en die seer en die siekte en ons eie sonde te dankie aan wat ons eerste ouers gedoen het op daai wonderlike dag. En God het hulle nie vernietig nie. Hulle het weggehardloop, maar wat het God gedoen? Hy sê, in Genesis, hy sê, waar is julle? Hy weet waar hulle is. Hy nooi hulle uit, hy gaan na hulle toe. Hy beweeg na hulle toe. Want hy is abundant in mercy. Sy mercy vloei oor, sy genade vloei oor. Hy gee selde wat ons verdien. Aandiens. Solank as wat jy vaskyk in wie jy is, gaan jy nooit na God toe wil kom nie. Jy gaan oorweldig wees. Maar as jy kyk na wie God is, God wat homself die beskrywing gee, I am God, compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to 1,000 generations, and forgiving wickedness, rebellion and sin. Dis hoe hy homself beskryf. As jy kyk na wie God is, sal jy kan begin bid. Jy sal kan begin bid, ek beloof vir jou. Maar dis nie al nie. Dawid kom na die Here toe, want iets is waar van God, sy abundant mercy, maar hy kom dan met iets. Hy begin die gebed, hy begin sy gebed. Maar wat bring hy? Waar praat hy dan in sy gebed? As hierdie is wie God is, as hy regtig so liefdevol is, wel dan maak dit sin, dat ons grootste probleem na hom toe kan vat, né? Naamlik, ons kan ons sonde na hom toe vat. Ons kan ons sonde na hom toe vat. Dit behoort al redelik duidelik te wees, maar as jy deur die Psalm net soos deur dit scan, is dit super duidelik. Dawid bring na God toe sy totale en alle gebrokenheid. Dis wat hy bring na die tafel toe. Hy sê, ek is niks, U is iets, maar hier is ek, en hierdie is wie ek is. Help my. Kyk hoe praat Dawid oor homself. Hy sê in vers 3, I know my transgressions, and my sin is ever before me. Hy sê, sy transgressions, sy failures, sy skandes, sy seer, sy sonde is altyd voor hom, dit hang altyd oor hom, daar's altyd klein goedjies wat hom herinner daaraan, dit tuister hom. Al sit hy hier of in Australië, sy gebrokenheid is daar, reg om sy lewe moeilik te maak. En partykeer mis ons hierdie, maar ek weet nie of julle besef nie, maar Israel het vir eeue hierdie Psalm gesing en gebid. Hulle het 'n Psalm gesing en gebid, wat sy titel is, When Nathan the prophet went after him when David went into Bathsheba.
Dis die naam, vir eeue, het die kerk hierdie gesing en gebid. Die punt is, transgressions wat hy van praat hier, dis spesifiek. Dis real, dis eerlik, dis hard. Dis sy sondes is genoem hier vir almal. Iets wat in die donker is, word in die lig gebring. Hy bring nie net transgressions oor die algemeen om toe. Hierdie is 'n psalm oor sy spesifieke sonde wat genoem is hier. En sonde gaan altyd 'n tipe van 'n krag oor ons hê, solank soos wat ons dit wegsteek vir God en vir ander mense. En so wanneer Dawid homself bring na God toe, wanneer hy iets bring, bring hy sy sonde, hy bring sy spesifieke sonde en hy noem dit. Vers 4 sê hy, against you and you only have I sinned and done what is evil in your sight. Dawid sê nie dat hy nie teen Batseba of Uria gesondig het nie. Hy sê nie hy het nie teen hulle gesondig nie. Hy het. Maar hy bring sy sonde voor God en hy erken dat sonde baie dieper gaan as iets wat net horisontaal plaasvind. Hy sê sonde is eerstens vertikaal. Here, ek het teen jou gesondig. Ons dink baie keer aan sonde. Sonde is vir ons sleg. Die hoofsaaklike rede hoekom ons nie wil vuil of sondig wil wees of die gebrokenheid van ons hart, hoekom ons dit haat is hoofsaaklik want dit irriteer ons. Ons hou nie daarvan nie. Dis nie lekker vir my nie. Ag nee, ek het dit alweer gedoen. Ag, ek wens ek was nie soos ek is nie. Of ons maak ander mense om ons seer. Ek is nou wat 3 jaar getroud. 4 jaar? 4 jaar, vrek. Ek is 4 jaar getroud. Maar ek het my sonde het my vrou al seer gemaak. En ek haat dit. Ek haat dit. Maar asseblief verstaan wat Dawid hier sê. Daar is 'n plek vir ons om kwaad te wees vir ons sonde, vir onsself en vir ander mense, maar sonde is net sonde omdat God die skepper is, omdat God is. Dis hoekom sonde is. God is die een wat vir ons sê wat reg en verkeerd is. Sonder hom is daar nie sonde of goed of reg nie. Heiligheid, geregtigheid, die regte ding bestaan omdat God die wetgewer is. En dit pla jou gewete, jy voel sleg, jy voel aaklig, jy voel vuil, omdat die skepper ook die wetgewer is. Bedoelende, hy het jou geskep met 'n wet in jou. Dis hoekom die hele wêreld glo moord is verkeerd. Al is meeste van die wêreld nie gelowig nie. Almal weet moord is verkeerd. Almal weet dit. Want ons iets binne wat vir hulle sê, dis bad. Dis 'n verkeerde ding. Sonde is sonde want God is God. En weer eens, wanneer ons praat oor sonde, dit vat ons altyd terug na die eerste sonde toe. Dit vat ons altyd terug na Adam en Eva toe. Toe Adam en Eva daai vrug geëet het, nê? Toe daai vrug geëet het, was hulle eerste sonde nie bloot net dat hulle 'n happie van 'n vrug gevat het nie. Hulle eerste sonde was dat hulle gedink het hulle weet beter as God. Dit was hulle eerste sonde. Hulle was beter as God self. Hulle het hulle self in God se plek gesit en toe het hulle besluit ons gaan self bepaal wat goed en reg is. En toe is die wêreld 'n gemors. Tim Keller, pastoor in Amerika in 'n kerk genoem Redeemer, hy sê dit beter as wat ek dit ooit kan sê. Hoe stel hy dit? Hy sê the sin underneath all other sins, the primary sin, the original sin, is character assassination on the love of God. To say, God, I know what's best for me, you don't. God, I want what is best for me and you don't. That notion, that belief, conscious or unconscious, is the sin under every other sin. Don't you see, before David could have murdered Uriah and slept with Bathsheba, first he had to put himself in the place of God and say, Lord, I know better than you what is good for me, and I want more than you want. I want more than you what is good for me. I don't believe,
I reject your goodness. I don't believe you love me. David knows enough to say the ultimate sin, the sin underneath all other sins, all sin, is a rejection of God's goodness. All sin is an attack on him. So ons dra ons sondes, né? Ons dra ons sondes, ons dra goed wat niemand van weet nie. En dit verbaas my nie dat Dawid se sonde 'n seksuele sonde is nie. Want die sondes wat ons die diepste en beste wegsteek, is seksuele sondes. En ons dra hierdie goed, né? Ons dra hierdie goed, dis daai laat aand kuier toe jy te veel gedrink het en jy het iets gedoen wat jy tot vandag te oorspyt is. Dis daai seksuele sondes van allerlei tipes wat eintlik nou al 'n lang pad deel is van jou lewe, maar jy het al vergeet daarvan, jy het dit al verklein, jy maak asof dit net die norm is. Almal doen dit. Ons dra hierdie goed, né? En soos Dawid kom dit oor en oor terug na ons toe en dit tuister ons. Our sin is always before us. En vanaand word jy gevra. Vanaand word ons gevra. Het jy al jammer gesê aan die een teenoor wie jy primêr sondig? Ja, ek is jammer, my sonde maak my seer. Ek dit irriteer my. Ek's kwaad oor vir myself. Ja, my sonde maak ander mense seer. Maar het jy al vir jou Skepper gesê? Het jy vir jou Skepper gesê, Here, ek is jammer dat ek dink ek weet beter as jy wat die goeie lewe is. Ek dink ek weet beter as jy wat die goeie wet is. Ek is jammer, ek sit myself op die troon en vat jou plek en maak die wêreld 'n slegter plek. Jammer, Here, dat ek u seer maak. Dat ek u seer maak. Dis die sonde wat Dawid bring. Dis die sonde wat Dawid bring. En dit vat ons direk na die laaste punt toe. Dit vloei net so in die volgende punt in. Hierdie is wie Dawid is. Dawid derde punt, hy kom met hierdie sonde en hy is net, hy wees net. Hy wees net. Hier is die probleem. Sonde gaan altyd dieper as daai een ding wat jy gedoen het. Dalk dink jy aan iets spesifieks vanaand. Dalk dink jy aan iets spesifieks vanaand. En hier sien ons nou in die volgende stuk van die Psalm, sonde gaan dieper as daai ding waarna jy dink. Baie keer met ons failures, met ons sondes, met dit wat ons oorskaam kry, ek kan myself flous. Ek weet ek kan myself flous. Ek kan dit justify, ek kan compromise, ek kan baie goed sê daaroor. Ek maak alles grys, niks is meer wit en swart nie. En ek kan verseker die mense om my flous. Daar's 'n tipe van 'n jammer sê wat oppervlakkig is, nê? So daar's 'n verskil tussen jammer, daar's 'n verskil tussen ek is jammer want ek is uitgevang en ek is jammer want ek haat werklik wie ek is en wat ek gedoen het. Daar's 'n verskil tussen 'n hart wat gebreek is oor sonde en iemand wat vinnig gou hulle skuld wil afgooi en hulle sê gou 'n skietgebedjie op sodat hulle kan aanbeweeg. Dis nie wat hier gebeur nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Hierdie is hy sit met sy gebrokenheid voor God. Dis nie 'n skietgebed nie. Hierdie is nie 'n vinnige oplossing nie. Hierdie is nie ek wil gou aanbeweeg, oppervlakkige ek spyt, ek het hierdie iets gedoen nie. Wanneer Dawid hier sy sonde bring, voel hy die gewig van wie hy is. En hy gaan dieper om hierdie virus te diagnoseer. Hy sê, vers 5, surely I was sinful at birth. Sinful from the time my mother conceived me. Ek weet nie of julle sien wat hier gebeur nie, maar sien julle dat hy verder gaan as net sonde. Hy gaan baie verder as net die een ding wat hy gedoen het. Dawid is besig hier om te besef dat dit gaan nie meer oor daai een of twee goed nie, dit gaan nou oor die feit dat hy in staat is om daai tipe goed te kan doen. Sy illusie van ek is 'n goeie mens is heeltemal gebreek. Heeltemal gebreek.
Want hy het 'n sneak peek gekry tot die vlaktes van waarna toe sy hart kan daal. Hy is in staat om daai verskriklike goed te kan doen. Dit is meer as net daai ding. Hy sê, I was sinful at birth. Okay, so 'n nuutgebore babietjie kan nie sondig nie. Maar 'n baba het 'n sondige natuur wat gaan uitkom wanneer hy ouer word. Daar's baie dinge. Luister, daar's baie dinge. My vrou se outie, daar's baie dinge wat jy 'n kind moet leer. Hulle is pretty useless. Ja, hulle kan baie min gedoen in die lewe. Jy moet hulle alles leer. Maar jy hoef hulle nooit te leer om selfsugtig te wees, of om lelik te wees, of om te jok, of om jaloers te wees, of om ander te wil seermaak nie. Daai goed kom van self. Dawid gebruik hierdie beeld om te sê, Here, ek bring nie net my sonde wat ek gedoen het na jou toe nie, ek bring my hele gevalle natuur na jou toe. Ek bring die feit toe dat ek 'n sondige natuur het wat in staat is om sulke goed te kan doen. Ek bring dit na jou toe. Ek bring die feit dat ek 'n sondige neiging het. Sonde is nie net wat ek gedoen het nie, Here, sonde is wie ek is. Kyk julle, as ons na God toe wil kom met ons sonde, en ons weet hy's genadig, ons weet hy wil luister, as ons sonde, maar dis oppervlakkig, as ons net dink, sonde is daai een ding, dan gaan ons gesprek met God baie oppervlakkig wees. Meaning, jy gaan jammer sê, maar dit gaan 'n tipe van 'n spyt wees. Dit gaan 'n, ek is jammer, ek is uitgevang hierdie keer, ek is jammer, God. Want jy gaan altyd eintlik aan jouself dink as 'n goeie mens. Ja, ek is een keer geval, gaan nooit weer gebeur nie. Gaan nooit weer gebeur nie. Ek het net daai een foutjie gemaak, man. Dis nie eintlik wie ek is nie. Dis eintlik wie ek is nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Daai is leuen. Tot ons nie sien dat sonde nie net iets is wat ons doen nie, dis wie ons is. Tot ons nie dit sien nie, gaan ons nie diep, gebroke en gevalle voor God neerval, so desperaat soos wat Dawid hier is nie. Ons gaan nie kan nie. Ons gaan nie soos Dawid in vers 10 vra hy, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Dis die hele punt van Psalm 51, dis die hele punt van die Bybel. Ons verstaan nie hoe gebroken ons is nie. Ons dink die wêreldse probleme is omdat ons nie genoeg geld het nie, ons het nie genoeg opvoeding nie, ons net bietjie beter wees, ons net gemak, net eerste wêreld lande, dit's lekker, net georganiseerd wees. Nee. Die wêreldse grootste probleem is dat ons diep in ons harte sondaars is. Ons dink ons sondige situasie is van so 'n aard. Dis hoe klein sonde is vir ons. Sonde is so klein, 'n chicken pox tipe van 'n ding, dat ons dink, as ons genoeg goed doen, dan kan ons sonde net laat weggaan. Ons kan dit uitweeg. Ons dink, ons sonde is so klein, ek kan weghardloop daarvoor. Dit gaan nie terugkom nie. Dit gaan nie effek op my lewe, op my familie, op my toekoms nie. Ek kan wegkruip. Dis wat ons dink oor sonde. Maar die Bybel sê, jy kort 'n nuwe hart. Die Bybel sê, Dawid is so desperaat, hy bid vir 'n hele nuwe natuur. Hy vra vir redding op die diepste moontlike vlak. Maar, hierdie is wat ek eintlik wil hê julle moet sien. God se hart, God se begeerte vir jou vanaand. God se begeerte vanuit Psalm 51 is dat jy na hom toe sal kom. Met daai sonde en sal vra vir 'n nuwe hart. Dis sy begeerte. Dis die eintlike boodskap van Psalm 51, is dat jy sal kom en dat jy sal vra vir 'n nuwe hart. Dat jy sal kom en wees wie jy is, sodat hy kan begin werk in jou. Dis Psalm 51. Psalm 51 sê, sien wie jy regtig is en bring dit na God toe. Kyk na vers 16 en 17. Dis so belangrik, ek wil hê julle moet dit sien. Ek het dit sommer op 'n slide gesit. Vers 16 en 17 sê, you do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings, performance. Ek gaan nou 'n bietjie opmaak vir wat ek aangevang het.
My sacrifice, O God, al wat ek kan bring, al wat ek kan doen is wees. My sacrifice, O God, is a broken spirit. Sy trots is shattered. My sacrifice, O God, is a broken spirit. A broken and a contrite heart. Sy hart is gebreek, hy's desperaat, hy's arm. You, O God, will not despise that. Kyk, Adam en Eva het weggekruip vir God, ons kruip weg vir God. Maar as ons net sal kom, sien julle, hierdie sê kom en wees. Wees wie jy is. Wees met jou volle gebrokenheid in die teenwoordigheid van God. Bring jou volle gebrokenheid na God toe en jy sal sy genade sien. Jy sê, Johan, jy weet duidelik nie wat ek al aangevang het in my lewe nie. God soek my nie. Wat is die manier nie? Nee, jy is verkeerd. Jy is verkeerd. Weet jy hoekom? Want God sê hierso, hy sal nie jou gebroke en sondige hart despise nie. God sê, hy het 'n sagte plek vir jou in jou gebrokenheid. Hy het 'n sagte plekkie vir jou. Hy het 'n sagte plek vir jou gebrokenheid en hy het 'n sagte plek vir al jou tekortkominge. Weet jy hoekom jy verkeerd is? Want Jesus. Jy is verkeerd want Jesus. Jesus is die vervulling van Psalm 51, die hele Psalm. Hy is die vervulling van alles in Psalm 51. Bedoelende, Psalm 51 maak nie sin sonder Jesus nie. Jesus is die een wat vir ons wys, perfek, hoe God beweeg na sondaars toe. Hoe hy wil hê, ons moet kom net soos ons is, met ons sonde. Dis Jesus bewys dit. Hy is die een wat vir ons perfek wys, dat God se hart is vir sondaars. Hy is die een wat geëet het met sondaars. Jesus, hy is die een wat geëet het met die gebrokenste mense in die samelewing, met die outcasts, met die prostituie, met die bedrogspel van die tax collectors. Dis Jesus. Hy het gekom, hy sê, ek het gekom vir die siekes, nie die gesondes nie. Jesus bewys dat God se hart is, dat ons sal kom en wees, net soos ons is met ons sondes. Daar's 'n boek wat ek dink uitverkoop het, want hy is so goed. Gentle and Lowly. Die boek se naam is Gentle and Lowly, Christ's Heart for Sinners and Sufferers. Ons het hom daar op die boeketafel gehad. Ek dink ons het nog 'n paar by kantoor. As jy hierdie boek soek, jy moet hom soek, hy's amazing. Praat met Johan de Tooy, okay? Johan de Tooy steek jou hand geop, so in die hand toe. Hierdie is 'n amazing boek, okay? Dane Ortland sê in hierdie boek, hy sê, hy vra die vraag, Christ's own joy, comfort, happiness and glory are increased and enlarged by what? So lees dit weer. Wat bring vir Christus geluk? Wat maak hom happy? Beantwoord daai vraag. Wat 'n oomblik. Obedience? My achievements. Hoeveel geld ek gee? Hoeveel mense ek vertel van Jesus? Hoe goed ek is vir ander mense? Hoeveel ek bid? Hoeveel ek Bybel lees? Hoeveel ek kerk toe kom? Beantwoord daai vraag. Wat dink jy maak Jesus happy? Kyk, daar's 'n plek vir al daai goed. Daar's 'n plek vir al daai goed. Maar wanneer jy die volle getuienis lees van wie Jesus is hierdie wat hom gelukkig maak. Wat Christus werklik gelukkig maak, is wanneer ons verstaan hoekom hy moes kom vir ons in die eerste plek. Hierdie is hoe Dane Ortland daai sin klaarmaak. Christ's own joy, comfort, happiness and glory are increased and enlarged by his showing grace and mercy in pardoning, relieving and comforting sinners here on earth. Meaning, when you come to Christ for mercy and love and help in your anguish and perplexity and sinfulness, you are going with the flow of his own deepest wishes, not against them. So hou op stres oor wie jy is. Hou op vir jouself sê, jy is nie goed genoeg vir kerk of vir Jesus nie.
Hou op weghardloop met jou sonde asof hy jou nie gaan ontvang nie. Hierdie is sy ding. Hierdie is sy ding. Hy kom vir jou. Hy's hier vir jou. Wees net 'n sondaar in sy teenwoordigheid. Wees net. Dis wie hy is. Hy het nie gekom vir wie jy dink jy moet wees nie. Hy het nie gekom vir die masker wat jy dra en wie jy wys vir almal jy is nie. Hy het gekom en hy soek jou presies soos wat jy is vanaand. Met al jou sonde. Los die redding vir hom. Los die redding vir hom. Geniet sy liefde wat nie sin maak nie. Geniet dit net. Hy het gekom vir jou. Jesus het alles opgeoffer. Hy het sy lewe letterlik opgeoffer sodat ons na God toe kan kom. Op sy naam. Dawid praat heeltyd in hierdie Psalm van hierdie swart kol. Sonde is hierdie vlek. Was my. Hy sê heeltyd was my. Haal hierdie sonde van my af, ek's vuil. Daai swart kol was letterlik op Jesus gesit. Alles waarvan jy skuldig is, hy het die sonde van die wêreld op hom gedra. Op hom was die swart kol, sodat enige iemand kan kom. Enige persoon kan kom. Enige persoon kan kom. Enige persoon. Enige iemand wat bereid is om te kom met hulle gebrokenheid. Enige iemand kan kom wat bereid is om gebroken te wees. As jy nie 'n sondaar is nie, as jy nie siek is nie, as jy okay is, ek dink die Here se hart is absoluut vir jou. Ek dink hy soek jou, maar ek dink nie jy gaan hom soek nie. Ek dink nie jy gaan hom soek nie. Jesus is belangrik, julle. Jesus is so belangrik, want dis nie asof Jesus jou sonde vat en hy vee dit onder die mat en nou is dit weg nie. Dis nie wat 'n geregtige heilige God doen nie. Dis bad. Dis korrupsie. Dis nie goed nie. Iemand moes betaal. Hy vat letterlik jou sonde en hy betaal, hy moet, justice must be served. Iemand moet betaal vir die bad, vir die gebrokenheid, vir die seer wat ons veroorsaak het. Niemand moet betaal. Die Here is perfek opreg, want hy plaas daai straf op Jesus. En hy sê vir jou, kom en wees. Kom en wees. Ek sal jou red, nie worry daaroor nie, kom. Die sondes is mee gedeel. Jesus het dit gevat. Jesus het dit gevat. Ek wil net weer eintlik afsluit met 'n storie. Net om vir julle te wys hoe belangrik dit vir Jesus is dat ons met 'n Psalm 51 hart na hom toe kom en net wees wie ons is. So ek gaan 'n storie, Jesus het hierdie parable vertel, dis 'n storie wat hy vertel het. Ek gaan afsluit met hierdie. So lees net saam met my. Lukas 18 vers 9 tot 14. He, Jesus, told this parable to some who trusted in themselves, that they were righteous and treated others with contempt. So hulle kyk neer op ander mense, okay? Hulle is opreg, ons is nie siek nie, julle is siek, okay. 2 men went up into the temple to pray. One a Pharisee, the other a tax collector. So jy kan sê, een is 'n dominee en een is 'n bedrog, korrupte regeringspersoon. Hy werk in die regering, hy sleg. Jy kan dit so sê. Okay. The Pharisee, standing by himself, prayed, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all I get. Dis 'n gebed. But the tax collector, standing far off, wouldn't even lift his eyes to heaven, but beat his chest. Hy's gebroken. Hy's Psalm 71 gebroken voor God. Hy slaan homself. God, be merciful to me, a sinner. Jesus vra, I tell you, this man went down to his house justified, vergewe. God het 'n sagte plekkie vir hom. God gaan 'n pad met hom stap. God het genade vir hom.
God het nog planne vir hom. God gaan sy lewe oordoen. God gaan sy lewe nuut maak. God gaan hom gebruik op die wonderlikste moontlike maniere. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Dis Psalm 51. Dis Psalm 51. Kom ons bid saam. Almagtige God, vergewe ons dat ons die evangelie verkeerd het. Vergewe ons dat ons oor en oor dink, ons moet iets bring na die tafel toe, ons moet iets wees. En ons vergeet hoe diep ons sonde gaan. Here, Vader, Heilige Gees, sal U nou kom en vir ons wys. Sal U vir ons wys dat U kan elke sonde skoon was. U het. En ons kan net kom net soos wat ons is. Ons kan kom en ons kan kom en bid. Ons kan kom en praat met U. Ons kan kom en Psalm 51 gebede deel oor ons gebrokenheid. En U sal ons nie wegwys nie. Vader, ek bid dat U hierdie boodskap sal laat sink in ons harte en dat dit ons sal verander. Mag dit ons verander, nie net ons nie, maar vir ons vriende en familie, vir almal om ons wat nie die evangelie verstaan nie, mag dit ons verander. Doen daai werk, dra vrugte deur hierdie woord. Heilige Gees gaan en dra vrugte in ons harte. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.